Hartlike welkom by AgriMonitor. Vandag het ons 'n man in die ateljee wat fantastiese werk doen vir die uitvoer van ons kwaliteit vleisprodukte. Dit is niemand anders nie as Sarel de Tooy, raadsvoorsitter van Rio Meat Processors wat geleë is daar by Riobot. Ons was ook by die toespraak van die nuwe minister van Landbou, Visserye, Water en Grondhervorming. Ons gaan vir julle 'n deel daaroor wys. Natuurlik ook die nuus. Ons het goeie nuus. Vandag het ons goeie nuus. Daar was selfs nog 'n paar reënbuie daar by Klein Waterberg, Gubaba se omgewing, Omitara en Leonardville. Maar die beste nuus is ons damme wat nog steeds invloed kry. Daar's 11 damme wat hierdie week invloed gekry het. Von Bachsdam staan op 79,8%. Hierdie foto is van Omatako Dam wat 81% vol is. Otjivero se hoofdam is 24,5%. Otjivero se slukdam 75%. Hardap staan op 77,7 en ons glo nie daai sluise gaan oopmaak nie, wat baie goeie nuus is vir besproeiingsboere. Nekkertaldam, kyk hoe lyk Nekkertaldam, 100,2%. Verlede week het die oorvloei gebeur en so ook met die Nautedam wat op 105 staan en verlede week is die sluise ook oopgemaak. Oanopdam by Riobot is 78,1% vol en Olushanja daar in die noorde 77,2%. Daar is natuurlik op die oomblik vloede in die noorde en skole is toegemaak en mense moet in tente gaan bly. En vandag in AgriMonitor is ons hoofstorie oor Namibia Grape Company wat dividende oorhandig het van 10 miljoen aan die nasionale jeugdiens. So Capespan en Namibia Grape Company het verlede jaar 'n kontrak geteken van 20 jaar en hier is nou die vrugte wat Namibia afwerp dat ons dividende kry. En die tafeldruiwe bedryf floreer absoluut. Daar is 8,5 miljoen kartonne is van 4,5 kilogram elk is uitgevoer na verskeie markte. Die uitvoermarkte is hoofsaaklik 40% na Europa, 20% elk na die Verenigde Koninkryk en die Midde-Ooste, die Verre Ooste 5%, Kanada 2% en dan ander 12%. Onthou AgriMonitor verskyn Dinsdae, Woensdae, Donderdae en Vrydae in Market Watch. Be limitless with Phoenix 8. A reimagined design for limitless performance, Phoenix 8 has evolved, featuring either an AMOLED display or an always-on MIP display with a solar charging lens. Phoenix 8 now gives you the choice of spectacular color and contrast, or even greater battery life. And to further amplify its rugged design, Phoenix 8 is now equipped with a rugged sensor guard and leak-proof buttons to protect essential sensors. Phoenix 8 is fitted with an integrated speaker and microphone, freeing you to control aspects of your watch with your voice. Taking it a step further, phone-free voice commands help expand your capabilities when exploring. Extreme battery life gives you unrivaled freedom to explore or train without needing to charge each night. Vast improvements to its integrated mapping capabilities allows for dynamic round-trip routing on runs. Simply set your target distance and go. Phoenix 8 will guide you. And Phoenix 8 allows for sport-specific strength workouts, providing incredible training to help improve performance.
Be limitless with Phoenix 8. Only from Garmin. I must thank Mr. Kwala. I don't know how he performs on a Sunday for me to stand before you today. As you all have recently learned, Her Excellency Dr. Netumbo Nandi-Ndaitwah, our President, entrusted me with this immense yet exciting responsibility as a minister to steer the ship of what is now one of the largest ministries in the country, that is the Ministry of Agriculture, Fisheries, Water and Land Reform. A friend of mine was teasing that from now on you are Minister of Land and Sea, in short. And that's really, when you look at it, that is what it is all about. And we are expected to produce food from both the land and the sea. I'm very delighted to have been granted this opportunity to serve the Namibian people and to offer my services and my very limited expertise through this critical ministry that enables many Namibians the privilege of self-sufficiency in food security. Now, I must point out that the country at a fundamental level requires being secure in three things, and that is food, water, and energy. And as a country, we have a lot of work to do in terms of that. And all of us here have that duty to ensure that we attain food security for Namibia within the shortest possible time. The sectors are under our mandate, namely agriculture, fisheries, water, and land, together form the backbone of our economy. It is not just central to food security in the country, but it is also central to job creation and poverty alleviation, as well as rural development. In fact, the agricultural sector is one of the largest employment sectors for the country, and it also has the biggest potential in ensuring that we increase employment within the country, because it has the ability to absorb unskilled labor and semi-skilled labor in a way that other sectors, perhaps by tourism, cannot do. So the more we open opportunities, the more we do our work and ensure that things like the green schemes and so forth are operating optimally, the more we are able to provide employment for our people and the dignity that comes with it. Now, ladies and gentlemen, the challenge for us, and I would not provide the background of what I know you know. My speech is available if you are able to get it from the office. What I really want to do is to outline to you what I think are the challenges that we need to address. And basically, those challenges constitute the marching orders that I got from Her Excellency, and those are the marching orders that I am actually transmitting through to you. So that as a team, we know exactly what we need to do, where do we need to perform in order to attain the vision of a free and independent Namibia, not just in a political sense, but also in an economic sense and a social sense, such that our people have dignity that they deserve. So in the next 5 years, I would like us to pay particular attention to the following key priority areas to ensure the sustainable utilization of our resources and improve the well-being of our people. The first thing that we need to do is to accelerate agricultural production. We need to focus on enhancing agricultural production through the expansion of irrigation systems. We need to ensure that we develop new and expand existing green schemes and ensure that all are put under food production to enhance national food production for food security. We must also ensure the continuous availability of essential agricultural production inputs to support both small, medium, and large-scale farmers.
as well as rural communities. Actually, with it, we have always focused on agriculture from a perspective of rural communities. But urban agriculture is also something that we need to look at. Baie groot voorreg vir my om aan u voor te stel Sarel de Tooy, raadsvoorsitter van Rio Meat Processors. Baie welkom. Goeiedag François, baie dankie om hier te wees. Dis baie lekker om vanoggend by jou draai te kom. Uiteindelik. Ek het verlede jaar vir Sarel op die Windhoekskou ontmoet. Hy was die gasspreker daar en uiteindelik kan ek hom na 6 maande ooreed om hier in Agri Monitor te wees. Ons spring af met Rio Meat Processors. Julle doen fantasties. Julle het al begin uitvoer na Luanda toe. Gee net vir ons 'n bietjie agtergrond. Hoekom is dit begin? Daar's baie mense wat sê, nee, daar's nou te veel abattoirs en almal wil uitvoer, maar gee vir ons die agtergrond en die doelwit daarvan. Ons baie dankie. Dis eintlik 'n baie lang storie, maar kom ons maak dit baie vinnig en baie kort. Ek dink dit is daar is 'n geweldige behoefte in die Namibiese mark om weg te beweeg van die statiese omgewing waar ons osself in bevind, waar die produsent geen inspraak meer het in die waardetoevoegingsproses nie, geen inspraak het in die bemarking, wat aan die einde van die dag tog maar sy prys vir hom bepaal nie. Ja. En ons het gevoel dat daar op 'n stadium 'n bietjie diferensiasie in die mark moet kom. En dat ons graag in 'n omgewing wil betrokke raak waar ons die boer die geleentheid wil gee en die produsent en onsself as produsente die geleentheid wil gee om by die waardetoevoegingsketting, by die volle waardetoevoegingsketting, en ek bedoel volle waardetoevoeging, dis van die vlees tot by die vark, met ander woorde, van die genetika reg deur die produksieomgewing. Die groei van die diere, die teel van die diere, die afronding van die diere in 'n voerkraal en dan waardetoevoeging te kan doen soos die mark dit van ons vra en dan ook die produk direk in die mark te kan lewer om daai ketting en die deursigtigheid vir die produsent weer oop te maak. Ons het baie gesukkel in Namibië om in 'n spesifieke markomgewing onsself te bevind of eerder 'n waardetoevoegingsomgewing en eventueel het ons op Rehoboth besluit omdat daar geweldig baie water is. Dit lê teen die B1, is baie sentraal, die beskikbaarheid van geskoolde mense en arbeid goed is vir ons beskikbaar. En ons het daarop besluit om dan daar te begin en dit te doen. En vandag van uitvoerabattoir met uitvoerstandaard te bou, sodat ons dan eventueel in gevestigde markte waar daar 'n hoë waarde omgewing is, onsself te kan bevind. Julle fokus is hoë kwaliteit markte. Goed, julle het nou al een vraag uitgevoer na Luanda toe, julle gaan ook Suid-Afrika toe uitvoer. Die oorhoofse mark is die Europese mark. Jy het genoem van die Franse eilandgroepe, die Griekse eilandgroepe. Wat jy vir my gesê het is baie interessant. Julle wil nie op dieselfde bus na dieselfde stasie toe ry nie, want dit is wat gebeur het. So julle het spesifieke nismarkte. Verduidelik vir ons daarvan. Soos die Namibiese mark het oor die afgelope amper 30 jaar geweldig gestagneer. Ja. En ons is so 'n klein produsent in wêreldformaat en tog wil ons in dieselfde markte, soos wat ek net die voorbeeld gebruik, op dieselfde ou bus na dieselfde markte toe, om met hierdie mense soos Argentinië, Brasilië en dies meer te gaan kompeteer. En ook in dieselfde variasie te kompeteer met alle verskillende snitte en dis meer. En dit is net
net nie moontlik vir ons om vir die boere en die produsente in Namibië 'n gewaarborgde premie te kan gee vir sy produk nie. En derhalwe het ons besluit en is ons besig en doen ons dit. Ons werk in 'n hoë kwaliteit mark, in nismarkte. Die Europese mark vir ons 'n baie aantreklike mark, want daar is 'n baie hoë waarde mark. Die skandinawiese omgewing wat vir ons uitgesluit is deur die toekenning van die kwotas deur die regering, is vir ons uitgesluit, maar ons kan nog altyd in daai markte gaan op alternatiewe wyse. En dan is die eilandgroepe daar wat kleiner volumes verg, maar die Namibiese volumes wat ons regtig in die wêreldmark stoot, is nie so groot dat ons regtig 'n wêreldspeler kan raak. Soos wat ek sê, as jy op die groot stasie gaan staan, is jy maar 'n individu wat wegraak. En ons wil graag hierdie nismarkte wat vir die boere premie kan ontsluit en ons winsgewendheid werklik kan beïnvloed. Dis die markte wat ons betree. Ek noem nou die Angola mark het jy genoem. Ons het reeds die Angolese mark of die SADC lande begin teiken, omdat vir ons belangrik is, ons moet ons plaaslike mark voorsien, wat jy die handelsmerke reeds op die rakke sien in die vorm van Desert Meat, Desert Wagyu, en ons is besig in die Suid-Afrikaanse mark om daar ontwikkelingswerk te doen. Ons het in ons ander SADC-lande soos die buurland Luanda het ons 'n mark ontwikkel wat in die hoë premiemark is, regtig 'n kwaliteitsomgewing is. En ons volgende vragte is in proses om daartoe te gaan. Dis baie goeie nuus. Ons wag nou, maar ongelukkig is die uitvoersertifisering mos maar 'n proses wat tyd neem. Ja, en daai het julle bemeester. Dit het ons nou bemeester. Daar's 'n ou klein stukkie uitstaande wat ons nou wag vir die afhandeling en die finalisering van die EG-mark, maar ons is baie opgewonde want ons is baie naby aan dit. Jy het ook genoem van die ooste wat ook 'n potensiële mark is, maar daar is mededinging van Australië. Ons gaan nou na Wagyu toe kom. Die ooste, dit is 'n moeilike mark, en dan Amerika is ook, veral nou met die straftariewe, Amerika is ook 'n moeilike mark. Want ek is eintlik baie uitgesproke en die publiek daar buite en party neem my kwaadlik, party stem saam. Ek is baie uitgesproke oor dit dat ons glad nie wesenlike bemarking regtig doen vir ons produk en nie by ons plekke uitkom waar ons moet uitkom. Die oosterse mark word grootendeels deur die Australiese omgewing oordonder. Hulle is in die bevoorregte posisie dat die staat landbou geweldig ondersteun, so in tye wat daar oorskotte is en dies meer is daar subsidies en hulp van die staat. Namibië en Suid-Afrika of selfs al die SADC-lande is nie in 'n bevoorregte posisie nie. So en as jy deur hierdie konjunkture gaan kry, is moeilik. So die oosterse markte, 'n moeilike mark, ook wat ons kompetisie uit Suid-Afrika het aan betref, omdat die Suid-Afrikaanse produsenteprys heelwat laer is as die Namibiese prys, wat die Namibiese boer reeds bevoorreg is om reeds en amper sê 'n premie te kry teenoor die Suid-Afrikaanse konkurrent. So die oosterse markte vir ons, maar die hoë waarde Europese markte en die hoë waarde Skandinawiese. Amerika met sy groot hoeveelheid wat daar aangaan in die politieke omgewing, weet ons mos het 'n invloed. Ons sien dit, die impak daarvan op Suid-Afrikaanse landbou. Ons wil nie regtig deel wees daarvan nie. Die Chinese mark is 'n ongelooflike groot mark en daar is in diverse produkte is daar vir ons 'n geleenthede wat ons wel sal ontwikkel oor tyd. Maar julle fokus meer op die kwaliteit as op kwantiteit. Daar is wêreldwyd is daar 'n regtige dryf, ons sien dit in baie omgewings, dat daar 'n dryf weg is van kwantiteit na kwaliteit toe, veral in die voedselomgewing. En die kwaliteitsomgewing is 'n posisionering waar ons net nog selfs oor die Wagyu en ook ons kommersiële vleis. Ons het by die skou genoem dat weer beskik oor enorm baie genetika. Ek dink ons het die diepte wat min lande dit is wat vir my so wonderlik was wat in jou toespraak by die skou, is dat ons beskik regtig oor fantastiese genetika. En ons moet daai genetika in die reproduktiewe omgewing korrek kan aanwend, produktief en optimaal kan aanwend, sodat ons aan die einde van die dag 'n produk kan produseer wat ons op die wêreldmark kan neersit. En op hierdie stadium is daar nie regtig die werklike inisiatief en die insentief vir die produsent om te doen. Dis ons strewe om daar te kom. Jy sê in Namibië is daar 'n plek vir almal. Daar is 'n plek vir Meatco. Daar is 'n plek vir Rio Meat Processors en daar is 'n plek vir Savannah Beef. Frans, ons voer jaarliks tot 200,000, tussen 180 en 200,000 en selfs enkele jare meer as dit
van ons bees uit na die Suid-Afrikaanse markte toe. En daardie ouens voeg waarde in hulle voerkrale toe, hulle doen waardetoevoeging op hulle in versnitting en dies meer en hulle gaan die markte toe met ons produk. Ons moet 'n omgewing skep waar daar 'n groter deel van daai komponent kan terugbly in Suid-Afrika, in Namibië. Ons moet kan waarde toevoeg hier en daarom sê ek, daar's 'n speelplek en 'n staanplek vir elke aanleg wat daar tans in die land is. Daar is vir Metco 'n rol om te speel en ek dink 'n definitiewe rol om te speel. Ek dink vir die groot deel van die produsente omgewing wat 'n savanna omgewing geskep het, dink ek hulle het bepaalde doelwitte en ek dink daar's vir hulle 'n plek. Ek dink vir ouens soos Beefcorp, Brouwer wat 'n privaat inisiatief is, Brouwer doen skitterende werk. Hy's 'n skitterende sakeman, daar's vir hom 'n plek. Ek dink daar's hier en daar 'n ander inisiatief. Ek glo dat ons in die komende tyd 'n groot mate van diferensiasie in die markte gaan sien. En daarom is 'n rolspeler moet net seker maak dat sy sakemodel korrek en reg is en dan sal hulle vir 'n plek wees. Kom ons gaan terug na die kwaliteit. Wagyu beef is ook een van dit is ook nou uitgevoer Luanda toe en dit is 'n absolute kwaliteit produk. Ek moet bieg, ek het nog nooit Namibiese Wagyu geëet nie. Die eerste keer wat ek Wagyu geëet het was in Taiwan gewees en dit was van Japan af. En ek moet bieg, dit is hemels. So, die ontwikkeling van Wagyu in Namibië. Ons wys vinnig net terug na die Wagyu toe, dis 'n oosterse ras, dit kom uit Japan uit. Seker een van die oudste beesrasse in die wêreld in die geskiedenis van ons beesontwikkeling en genetiese ontwikkeling. Hy het sy weggevind Australië toe waar hy ons baie groot boer met hom in die outbacks. Hy het sy weggevind na 18 lande wêreldwyd. Namibië is deel Wagyu Council is deel van die wêreld World Wagyu Council. Ons neem deel aan 'n baie groot speelveld. Dis die enigste bees of ras of vleiskomponent wat met meer as tussen 12 en 14% jaarliks groei en prysgewys ook daar is. Daar's 8-9 jaar terug het ons baie werk gaan doen en mense was Australië toe van ons medeteelers en agtergekom dat ons kan onder ekstensiewe omstandighede soos in die outbacks ook met die ras in Namibië boer. Die boere in Namibië is bevoordeel en ons is as nasie so en as boerderygemeenskap, elke ou boer met 'n ras vir sy eie redes en sy ander ding. En so het ons probeer om Wagyu in Namibië te vestig oor die afgelope 8 jaar. Omdat ons glo daar is 'n plek vir Wagyu in ons omgewing en nie net vir die suiwer Wagyu nie, maar om op 'n kommersiële basis met Wagyu te boer wat ons oor die afgelope 7-8 jaar nou reg gekry het. In so 'n mate dat ons nou regtig van die vleis tot by die vurk en produkte om aan te bied, handelsmerke om aan te bied, produksiestelsels het om vir die produsente in Namibië aan te bied. En ek glo dat die mark sal groei oor tyd, niks verander oornag nie. Ons het gegroei van 2-3 ouens wat dit die pioniers was. Hoeveel is julle nou? Ons is nou op pad 30 toe. 30? Ons is op pad na 5000 geregistreerde diere toe. So daar is dramatiese groei in sekere omgewings. Ons het geweldig baie proefwerk gedoen. Ons is nog met 'n klomp proewe besig om te wys dat dit kan gekommersialiseer word. Hoekom is Wagyu besonder? Dis daai marmer vet tussen die vleis, nê? Wagyu vleis verskil in baie opsigte. Dit is 'n intramuskulêre vet wat gevestig word. Die samestelling van die vet is anders. Dit is 'n polyonversadigde vet. Dit smelt in jou mond by kamertemperatuur. Dit is 'n sappige vleis. Dit is op 'n gesondheidsbasis. Almal stry en beklei daaroor. Dit is definitief gesonder vleis. Maar is daar iets spesiaals en soos ek sê op Engelsman sê next level. Dit is next level. Dit is hoe ek dit beskryf het. Ja, dit is next level. Sarel, baie dankie. Alle voorspoed vir julle en sorg asseblief dat ons Namibiese vleis op die oorseese markte kom. Baie dankie vir jou aandeel daarin. Baie dankie vir die geleentheid en ek hoop ons kan die boere in hierdie land inspireer om weer positief na ons omgewing te kyk. Ek dink ons voel weer positief na hierdie wonderlike reën. Almal voel weer positief. Baie van ons probleme los op in water. Baie probleme los in water op. Baie dankie Sarel. Dankie vir die voorreg om deel te neem.
naweek is Paasnaweek. Almal is op die paaie. Ek hoop die boere kan ook 'n breek kry en dalk bietjie see toe gaan visvang. Asseblief almal ry veilig en sorg dat julle diere versorg word as julle nie op die plase is nie. En die wat bietjie wegbreek om die groenigheid te geniet, geniet net absoluut die beeldskone groen landskap van Namibië. Mooi loop tot volgende week.